Hallo daar en baie welkom by ons aanlyn Bybelskool. Dis my groot voorreg om jou te verwelkom. Van waar ook al jy inloer, miskien is dit goed om net so 'n bietjie te hoor waar jy vanaf inkyk. So skryf ons daar in die comments of jy van Australië is en of jy van Somersuidwes is of jy van Namibië is. Ek weet daar's 'n klomp van julle wat daar is. Mandjiesfontein, daar in Natalse wêreld, in die Vrystaat of sommer net hier naby ons, of dalk is jy verder, daar in die noorde, net daar naby Ierland of Frankryk of waar ook al. Sê net vir ons, hallo van daai kant af, dis net 'n groot lekker om te hoor waar hierdie gemeenskap van gelowiges wat rondom die Bybel vergader, waar ons vandaan kom. Want elke van ons het 'n storie. Elke van ons het 'n honger vir die Here. En in ons saamstap met die woord ontdek ons saam die skatte en is daar elke keer iets wat ek en jy kan huis toe vat. Of dit nou in persoon is en of dit nou op hierdie platform gebeur, die Here is so getrou, deur sy woord kom hy altyd aan die woord. En as jy dalk vandag vir die eerste keer hier inskakel, miskien is jy besig met 'n navorsingsstuk, want ek weet daar is studente en leraars wat ook hierdie gebruik. Jy is met 'n navorsingsstuk besig en jy wil notas hê of jy soek 'n bietjie meer kennis oor Paulus en Paulus se agtergrond, waar hy tot bekering gekom het. Wel, jy het by die regte plek aangekom. Wel, ek hoop so. En ek weet, daar's ander wonderlike studiestukke ook op hierdie platform. Ek dink byvoorbeeld aan wat Stefan Joubert gedoen het, daar by Ekerk oor Handelinge. Dit is so goeie reis. So hierdie, en met die notas hier voor my, is ook tot jou beskikking. En ek bly regtig verbind daartoe om te sê, as hierdie notas vir jou van waarde is, stuur dit aan, maar as jy dit ook sou wou hê, ek deel dit bitter graag. Dit is my 'n groot voorreg. En op hierdie manier groei ons saam. En vandag, Handelinge 9. So op die rig van wat in Handelinge 8 gebeur het, sien ons die verhaal van Paulus. In Handelinge 8 begin dit met die verbintenis met die einde van hoofstuk 7, dat Stefanus gestenig is, dat Saulus hierdie steniging goedgekeur het, hierdie moord, dit is letterlik wat Lukas dit daar noem. En dan sien ons dat die gelowiges vervolg word, hulle versprei oor die gebiede tot in Samaria. Handelinge 1 vers 8 word op 'n baie unieke en besondere manier waar in Handelinge 8 vanaf vers 1. Filippus kom in Samaria aan, deel die evangelie, hy doen wonders, ons sien daar dat die deel van die evangelie en die tekens en wonders in terme van genesing en dis meer bevryding van die bose, dit werk so saam. Maar dis mos veral daar in die eerste tyd, maar dit is steeds vandag nog kenmerkend van die kerk van die Here, dat daar waar die woord is, daar kom nuwe lewe. En dit het ook so gebeur in daardie wêreld. En Filippus is daar in Samaria aan die werk en op 'n dag, toe sê die Gees vir hom, hoorie maar, gaan na die pad toe, op pad Gaza toe. Nou dit beteken, hy is uit Samaria uit verby Jerusalem beweeg, op pad na Gaza toe, 'n stil pad. En daar deel hy die evangelie met 'n Ethiopiër, 'n ontmande Ethiopiër. En nadat hy die evangelie met hom gedeel het, daarvan uit Jesaja 53 en van daar af na Jesus toe, word die man gedoop, Filippus verdwyn uit sy sigheid en word aan Asdod aangetref. En hierdie man word die eerste sendeling na Afrika toe. En ons sien dus dat die evangelie tref Jerusalem, en daar's nuwe lewe. Dit tref Samaria, en daar's nuwe lewe. Nou tref dit die mense van Afrika, en daar's nuwe lewe. Wat is volgende? Wel, onthou jy hierdie karakter wat ons ontdek het of ontmoet het, so vinnig in die begin van hoofstuk 8, en die einde hoofstuk 7, begin hoofstuk 8, Saulus, hy kom nou op die toneel. En nie net hy nie, ook 'n vorige karakter wat Lukas ons aan blootgestel het, Barnabas. Hierdie man wie se naam bemoediger beteken. Die een wat ook as leviet hy was 'n leviet, daai Siprus wêreld se eiendom verkoop het, die geld na die kerkleiers, na die apostels toe gebring het, en hulle het dit met mekaar gedeel. Barnabas wat so teenoor Ananias en Safira eintlik gestaan het, met sy ruimhartigheid. Ook hy kom op die toneel. En die Here is aan die beweeg. Is jy opgewonde? Ek ook. Kom ons bid saam en dan reis ons saam vandag. Here Jesus, dit is so 'n besondere dag van genade. Hierdie oomblik om met hierdie teks stil te staan. Ons sê vir U dankie vir die voorreg daarvan. Ek bid Here dat U ook vandag ons sal lei. Ons is honger vir U, Here Jesus. Ook in hierdie tyd van die jaar, in hierdie tyd van ons lewe. Bid ons vir meer van U. Dankie die Heilige Gees dat wat U in ons skep is 'n begeerte, 'n behoefte om meer te leer, meer te ontdek, maar nog meer gevorm te word. Vader, om
om bewus te wees van u werk deur die geskiedenis heen, en dan baie spesifiek ook op spesifieke geleenthede in te gryp in mense se lewens, maak van hierdie dag ook 'n baie wonderlike kans. Want op hierdie dag kan ons van u iets ontdek wat ons lewe op 'n totale nuwe traject plaas, op 'n nuwe rigting plaas. Wat kan maak dat ons lewe vir altyd anders is, soos wat dit was in die dag van Saulus van Tarsus. Kom wees asseblief van die woord. Ek bid dit in die naam. Amen. Hoofstuk 9, Handelinge. Ek herinner julle net die teks voor my, is die 83 vertaling. Ek lees graag. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan. Dis nou terwyl die evangelie in Samaria werk en terug weer verby Jerusalem is Filippus op pad gewees na die pad Gaza toe. Hy het daar die evangelie gedeel. Hy is weer Asdod toe. Beweeg die evangelie hier in Jerusalem ook, want die kerk is aan die werk. En Saulus gaan soos 'n besetene voort. En letterlik beteken dit he breathed out threat and murder. Dis wat die Griekse vertaling hiervan sê. Saulus is besig om fanaties te raak, om hierdie beweging van die mense van die weg, wat ook vanuit die Joodse struktuur, met ander woorde die tempel en die sinagoges, te groei. Want wat hulle besig is om te doen, is om die Jode na Jesus toe te lei, deur die evangelie van Jesus te verkondig. So wat jy het is vanuit die Joodse beweging, is daar nou 'n wegbeweeg uit die Joodse beweging, en jy kan ons nou verstaan dat die Jode, wat probeer om hierdie beweging, of om die Joodse godsdienst te handhaaf, probeer om hierdie mense wat hierdie beweging aan die gang gesit het, om hulle te stuit. Maar is nie die mense nie, nee, ons weet is die Gees. So hy het soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Nou hierdie dreigemente kom al van vroeg af. Onthou jy, daar in Handelinge 3 en vorentoe, elke keer is daar dreigemente, selfs al word die apostels lyfstraf toegedien. Hulle hou aan preek, hulle hou aan deel. Maar ook Saulus dreig hulle nou al met die dood. En onthou, sy dreigemente is nie ligleegte woordjies nie. Hy het Stefanus as 'n bewys wanneer hy hulle sou dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Nou weet ons, die hoëpriester was die hoogste gesag in die Joodse godsdiens. Trouwens, die Jode het na die hoëpriester gekyk en hom gewaardeer, geag as die mees toegewyde, mees heilige persoon namens die Here, namens die Jode op aarde. So die hoëpriester sou namens die volk voor die Here verskyn, een keer per jaar in die allerheiligste. So daarom soveel gesag en waardering en agting aan hom. En nou weet ons van Annas en Kajafas, en ons weet van hierdie beheersentrum, as jy wil, in die Joodse godsdienst, wat aan hierdie familie behoort het. En Saulus van Tarsus, wat net kort na sy geboorte in grootwordjare in Tarsus na Jerusalem toe gegaan het om by Gamaliel te gaan leer. Ons sal later daarvan weer hoor in sy storie. Wel, hy ken die mense in Jerusalem. Hy ken die who's who, as ek dit nou maar so mag noem. En hy gaan direk na die hoëpriester toe. So as ons mooi die struktuur verstaan, die gesagslyne verstaan, het hy direkte toegang. En wat vra hy? Bekendstellingsbriewe, want Saulus wil 240 kilometer noord van Jerusalem, daar in die sinagoges ingaan, en hy wil die gelowiges, met ander woorde die beweging van Jesus, wil hy gaan stuit. En hier is sy plan, om 240 kilometer noord te gaan, die mans en die vroue daar gevange te neem, en dan Jerusalem toe te bring. Kan jy verstaan dat wanneer Lukas dit beskryf as hy is besig om soos 'n besetene aan te gaan, dat dit verregaande is om te dink dat so iets moontlik sou wees. Maar Saulus se passie is om te sê, kom ons gaan ver, kom ons bring terug, kom ons waarsku hierdie mense van die weg, dat hulle stop met hierdie deel van die goeie nuus van Jesus. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here, wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, dis families, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, so nou is hy al 220 plus minus kilometer ver weg van Jerusalem af. Ons kan dink, dit het regtig dae gevat. As jy teen 'n gemiddeld van 30 kilometer 'n dag sou kon stap, beteken dat hy is omtrent 'n week weg al in sy reis, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal.
Hierdie is so 'n mooi beskrywing en ek en jy gaan nou 'n bietjie van Lukas se wonderlike kunstige skryfwerk ook sien. Want sien, Saulus gaan om hierdie beweging van die mense van die weg te stuit. Hy gaan om dit donker te maak. Maar wat sê Johannes 1? Jy gaan kyk gerus daar op vers 4, vers 5. Dat sê dat in Jesus was daar lewe en hierdie lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hoor jy dit? Die duisternis kan nie die beweging van lig stuit nie. En nou as daar lig skyn op Saulus, dan wys dit wie's in wese dan in die duister. Saulus, nie waar nie? En wanneer lig op het skyn, staan daar, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So Saulus in sy donkerste donker, met sy donkerste hart, sy swartste hart, word lig opgeskyn. En hoor mooi wat sê die Here. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wat tot op Here beskryf Lukas hom in die Grieks as Saulus, dat so hulle hom ook sou noem. Maar hierdie woorde, Saul, Saul, beteken die stem wat hy gehoor het Hebreeus met hom gepraat. Die taal van Saulus se hart. Ja, Saul, hierdie egte Jood, met sy passie vir sy Joodsheid, gaan kyk 'n bietjie net Filippense 3, hoe hy sy agtergrond beskryf, né? En hoe hy na sy eie toewyding gekyk het, en hy hoor in sy taal, in sy hartstaal, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Baie interessant, 'n enkelvoud. Maar wie is Saul besig om te vervolg? Die gelowiges. Nou, wat word die gelowiges in die Bybel genoem? Die liggaam van die Here. So as ons sy liggaam is, wie ons vervolg, vervolg hom. Dit is 'n baie belangrike ding om te onthou vir jou en my. Waarom vervolg jy my? Jesus, soos wat die Hebreërskrywer hom genoem het, ons het met die Hebreërs dit gesien, die hoëpriester in die hemel, is ook aan die werk op aarde. Want dis Jesus wat nou praat. Dis nie die gees van Handelinge 8 wat met Filippus gepraat het nie. Dis 'n tweede persoon van die drie eenheid wat aan die woord is, wat dis ook aktief op aarde betrokke is, wat nie op 'n afstand of afsydig staan nie. Matteus 28 vers 20 wat gesê het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Wie is u Here? Nou die kommentare is dit eens dat Saul se woorde hier, wie is u Here, is nie 'n belydenis van geloof nie, maar eerder 'n erebegrip. Maar dis 'n interessante, want die woord in die Nuwe Testament wat Jesus die meeste beskryf, is hierdie woord, Kyrie. En Kyrie is die Griekse woord vir die Hebreeus wat ons in Eksodus 3 al leer ken as Jahwe. Jesus is, hy is die Here, né? Maar hier dan 'n ere aankondiging aan hom. Wie is u Here, vra hy toe? Want natuurlik, ek bedoel die Fariseërs het geglo in die bonatuurlike. Hulle het geweet dat daar engele was. Hulle het geglo in die lewe hierna, jy weet, die lewe na die dood. So hulle was heeltemal oop gewees vir die bonatuurlik om aan die werk te wees. En daarom hier 'n bewustheid van, hoor, iets het hier gebeur. Hier's lig, ek hoor 'n stem en hy is met sy gesig teen die grond. Presies die plek waar nuwe lewe begin. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Ek is. 7 keer in Johannes Evangelie hoor ons, ek is. Die woorde in Eksodus 3, wie is u Here? Ek is. Ek is wie? Ek is Jesus. Ek is die redder. En dis vir my wat jy vervolg, so raak jy aan my liggaam, aan my volgelinge, raak jy aan my. So Saul se besetenheid rondom hierdie eintlik fanatiese vervolging, maar bring hom by die voete van die een vir wie hy vervolg. Wat dis ook vir jou en my kom sê in Lukas se vertelling, Jesus is nie dood nie, hy lewe. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En hoor baie mooi wat hier gebeur. Saul erken Here, né? Hy erken die bonatuurlik, hy erken hierdie oomblik. Hy vra wie dit is. En wanneer Jesus toetree, kyk mooi, Jesus neem nou leiding. Dis nie 'n tweegesprek nie. Jesus, die Here, is die een wat soos 'n Here nou heers oor Saul, want hy gee hom opdragte. Saul wat gaan vra het vir bekendstellingsbriewe, Saul wat gegaan het met 'n opdrag in sy hart wat hy wil gaan uitvoer, is nou Saul wat 'n nuwe opdrag kry. Hy is nou Saul die volgeling.
Jesus gee hom die opdrag en hy moet nou gaan doen wat Jesus vir hom sê. Wel, dis so mooi, het herinner my sommer aan Johannes 2, wanneer Maria met die kelners praat, sê sy vir hulle, wat ook al hy vir julle sê om te doen, dit moet julle doen. Wel, Saul, waar is die begin van die lewe? Wat ook al hy vir julle sê om te doen, dit moet julle doen. Jesus sê, gaan soontoe, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En dit staan so baie mooi langs aan hoofstuk 8, waar Filippus na die Gees luister. Die Gees sê, gaan na die stilpad na Gaza toe, en daar hoor hy verder. Wel, gaan jy soontoe, en dan sal jy verder hoor. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. So hulle was getuies gewees hiervan, hulle het dit aangehoor, maar nie beleef wat hy beleef het nie. Toe Saulus, en nou weer terug by die Griekse beskrywing van sy naam, toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. Toe Sagaria die stem van die Here hoor, en die boodskap dat Johannes die Doper gebore sou word, het hy stom geword. Saul, aangeraak deur die Here self, wanneer die lig op hom skyn. Saul word nou fisies blind, maar hier is die mooi, en as ek in die Handelinge, Johannes 9 gaan lees, is daar net so mooi vergelyking. Hierdie blinde man, wat tot geloof kom, wat sien. Hierdie sienende fariseërs en skrifgeleerdes wat krities hierna kyk, wat met hulle oë kan sien, maar met hulle harte blind is. Saul is nou fisies blind, maar met sy hart het hy iets gesien. En kyk mooi, want die Here sê, jy moet gaan. En nou vat hulle hom aan die hand, wat net so 'n mooi beskrywing is van 'n geloofsgemeenskap wat versorg. Natuurlik is hierdie die mense wat saam met hom op reis was, maar ons sal dit later sien. Hy word aangeraak deur die liggaam van Jesus. Die eerste mense wat hy te nakom, is die eerste mense wat vir hom opdaag. Want die Here wat hy gedink het hy te nakom, is die Here wat sy lig op hom laat skyn. Hulle neem hom toe na Damaskus toe, wat met ander woorde sê, hy het vir hulle gesê, kom ons gaan verder. Hy is natuurlik die een wat op 'n missie is, maar nou op 'n nuwe een. 3 dae lang kon hy nie sien nie, en hy het niks geëet of gedrink nie. Hierdie woorde niks geëet of gedrink nie, is natuurlik, ek en jy sou kon sê, maar is dit nie 'n hiperbool nie, want hoe kan jy vir 3 dae nie vloeistof inneem nie? Maar dit kan ook 'n beskrywing net wees van sy toewyding en sy stilte en sy gebed, wat ons later van lees ook. Hierdie geweldige groot oomblik, maar het jy gesien 3 dae? Weer eens hierdie meesterskrywer Lukas, wat ek en jou inneem, in hierdie 3 dae wat natuurlik 'n simboliese verwysing na Jesus is. Sy 3 dae in die graf wat lei tot nuwe lewe, 3 dae van duister in Saulus se lewe, wat sal lei na die wonderlikste lig, wat sy lewe vir altyd sou verander. Vers 10, in Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. En Ananias in die Hebreëus, die beskrywing van sy naam, soos ek het verstaan ook vanuit hierdie wêreld, Ananias beteken die Here is genadig. Die Here is genadig. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias. En net so Samuel van ouds, antwoord Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord. So Ananias waarskynlik ook 'n toegewyde gelowige wat luister na die stem van die Here. Lukas beskryf dit, dat hy dit gehoor het en hy het onmiddellik gereageer. En hier is die Here weer aan die woord. En sien jy, ons hoor die hele tyd Here, Here, Here. En ons hoor ook dat hy Jesus is. So hierdie baie mooi beweging van Lukas om ons te herinner dat Jesus is ook God, né? En die Here sê vir hom, gaan dadelik, hoor die dringendheid daarvan, na Reguitstraat toe, en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus, met die naam Saulus. Nou Tarsus is daar aan die suidekant van die huidige Turkye, dis redelik naby aan Antiochië en dan Caesarea. En so, daar word nou gesoek na Saulus, daar in Damaskus, en gaan na hom toe, by Judas se huis, en vra vir hierdie man van Tarsus af. Hy is besig om te bid. So Ananias weet wie om te gaan soek. En is so mooi, want dit beteken dus, as Saulus by Judas aangebring is, kan jy jouself indink wat in Judas se lewe moes gebeur. Judas, hierdie gelowige in Damaskus, wat hierdie gas kry, wat besig is om te bid, eenkant, in donkerte, in stilte, donkerte vir hom, né? Hy is besig om te bid, en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê, sodat hy weer kan sien. So die Here beskryf huidiglik Saul se ervaring, en die Here sê vir hom, Saulus,
hier's 'n man op pad na jou toe, en hierdie is wat ek vir hom gaan sê. Ananias, daar's 'n man met naam van Saulus, ek stuur jou soontoe, en die Here bring hulle waar? By 'n plek wat hy gaan hoor waar, Reguitstraat. Reguitstraat, die reguit weg. Hierdie is so 'n mooi simboliese beskrywing van 'n agterstorie, want die woord Torah beteken om reguit koers te hou. Dit beteken soos 'n pyl wat reguit beweeg en altyd 100% koers hou totdat hy die teiken tref. Dis wat Torah beteken. Om op koers te wees, om hierdie vaste rigting te loop. En hier in Reguitstraat, op die weg van die nuwe lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, gaan Saulus sy oë oopgaan. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. Nou weet ons, die vervolging het uitgebreek, die gelowiges is versprei, hierdie vervolging het gemaak dat hulle al hoe meer momentum beleef het, en soos hulle letterlik hardloop, deel hulle goeie nuus. Hierdie goeie nuus van die evangelie, en die kerk groei, en die beweging groei, maar die storie word ook vertel van hierdie man wat teenwoordig was daar, wat hierdie moord goedgekeur het. So Saulus was bekend, nou hoor hulle hy's op pad, en ons sien dus hier ook die baie egte belewenis van die gelowiges van vrees. Van vrees, te midde van die Here se beweging, deur daar 240 km noord van Jerusalem. Dus, Here, hy is gevaarlik. En is so mooi in Lukas se vertelling hiervan, want dit herinner jou en my aan die egtheid en die menslikheid van die persone in die Bybel. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevangene te neem wat u naam aanroep. So Ananias is reeds bewus van hierdie man op missie. So ergens het iemand uitgepraat, ergens het iemand gedeel, en kan jy hoor wat sê Ananias, almal wat u naam aanroep. Dit herinner sommer weer aan Handelinge 3, ek het nie geld nie, maar in die naam van Jesus. En wanneer hulle gevra word, in wie se naam doen julle dit? In die naam van Jesus, die Here. Dis alles in sy naam. En deur sy naam, om sy naam aan te roep, verklaar ons, Here, red ons. Ons ook die woorde wat gesê word, sommer vroeg daar in Jesus, op Palmsondag, wanneer daar gesê word, weet, Hosanna, Here red ons, die naam van die Here wat aangeroep word, die naam van Jesus, hy is daar om almal wat Jesus se naam aanroep gevange te neem. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig, in die Grieks sal dit vertaal word, he's my person of choice, om my naam uit te dra onder die heidene nasies, en hulle konings, en ook onder Israel. Eerste, onder die heidene nasies. Tweede, onder die magtiges, die konings. Derde, en ook onder Israel. So Saulus is die persoon deur wie ek verder my naam ook wil bekend maak, want hy is ook gekies. So die hoof van die liggaam deel met 'n lid van die liggaam oor 'n nuwe lid van die liggaam. Saulus, wat sal deel wees hiervan? En hierdie opdrag aan Ananias vra van hom gehoorsaamheid. En Jesus sê, ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ons hoor dat die Here ook dit deel wanneer hy met Petrus praat, daar in Johannes 21. Nou hoor Ananias, die Here sal self vir Saulus wys. En hier is die waarheid van die oomblik. Beide tragedie, maar beide ook die beweging. Saulus wat daar aangekom het om lyding te bring, is die een wat sal hoor, ek sal vir jou wys hoeveel jy gaan ly. Maar sien, Saulus gaan nou direk, kop aan kop, in botsing gaan, met die beweging waarvan hy deel was, met die godsdienst waarvan hy deel was, en hy kom in die beweging van Jesus, teen dit, met die waarheid daarvan, om oë oop te maak en mense na Jesus toe te lei. En dit gaan kom teen 'n geweldige koste. Ananias het toe gegaan, net soos Filippus in Handelinge 8. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, so nou praat hy Hebreëus, Saul, broer. Julle daai is so ingrypend. Hierdie man wat beweeg van ons is bang vir hom, ons is versigtig vir hom, na 'n Saul, en nou praat hy nie net van hom as 'n gelowige nie, hy praat familietaal, hoor jy dit? Saul, broer, die Here Jesus, Here en Jesus, die Here Jesus, wat aan jou verskyn het toe jou pad hierheen was, het my na jou toe gestuur.
Nou die woord vir gestuur is die Griekse woord apostello, waarvan ons natuurlik die selfstandige naam word apostolos, wat apostel beteken, die gestuurdes vandaan kom. So hoe mooi is dit nie dat Saulus sy eerste woorde kom op grond van iemand wat geapostello is, iemand wat gestuur is. En later sou Saulus na homself verwys, as Paulus natuurlik, na homself verwys as apostel. Hy sê ek's die geringste van hulle, né? Apostello, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Fisies kan sien en gevul deur die Gees. Wat is die teken van 'n nuwe lewe? Geloof en vervulling. En wat se uitdrukking is daar dan van dit? Natuurlik, die doop. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop. Die eerste beweging van 'n nuwe lewe, van donker na lig, as ek is gedoop. Later sou hy na homself verwys, ek is saam met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. En hy het geëet en sy kragte herwin. Dit herinner my so aan Elia, wanneer hy aangeraak word daar in 1 Konings 19. Elia eet, Elia rus. Elia eet, Elia rus, Elia eet. Kom ons gaan luister na die Here daar in die grot, né? Hy het geëet en sy kragte herwin. So onmiddellik, die eerste belewenis van Saulus se bekering is, hy gaan na Judas se huis toe. 2, hier kom 'n wild vreemdeling en spreek familietaal oor hom, broer. 3, hy word aangeraak, daar word vir hom gebid en hy eet. Dis alles tekens van gasvryheid, van 'n nuwe beweging van hierdie familie van Jesus, net soos wat dit in Jerusalem gebeur het nou hier in Damaskus. Volgende vers, Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Lukas se beskrywing hiervan is die beweging van die Gees deur die gelowiges. Dis nog die heeltyd tot op hede so. So hy kyk nie na detail nie. As ek en jy nou 'n bietjie fynder gaan kyk na wat gebeur hier tussenin. Net soos in die Johannes Evangelie is daar tussenin gebeurtenisse. As jy Johannes vergelyk met die ander evangelies, gaan jy tussenin gebeurtenisse sien. Hier is 'n tussenin gebeurtenis wat Paulus self later vir ons op detail gee. Gaan kyk bietjie Galasiërs 1 vers 15 tot 17 en jy gaan meer detail sien. Want daar beskryf Paulus nadat hy tot geloof gekom het, is hy Arabië toe. En toe is hy terug Damaskus toe. En eers 3 jaar later is hy Jerusalem toe. So daar vul Paulus vir ons, hoe sê die Engelse? He fills in the blanks. Net om te weet, dis wat daar tussenin gebeur. Maar ons hoor dat hy begin preek het. En hy begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Die Here Jesus wat hom red, is die Here wat die Seun van God is. En hierdie Seun van God titel is presies waarvoor Jesus gekruisig is, wat hulle hom van beskuldig het. Vers 21. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat in hierdie naam aanroep, wou uitroei nie? So hier die almal natuurlik die beskrywing van die gemeenskap, wat bewus is daarvan dat hoekom is hierdie man hier? Hy is hier om die mense van die weg, die gelowiges, gevange te neem en Jerusalem toe te neem. En nou is hy aan die praat, nou deel hy die evangelie. En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? So hy het gesê, hy gaan die manne en die vroue gevange neem, hy wil hulle terugbring Jerusalem toe. En nou is hy daar in Damaskus. Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. En hoe sou hy dit doen? Wel, dit was die beweging van die gelowiges. Hulle het gegaan na die tempel toe in Jerusalem en verder het hulle gegaan na sinagoges toe. Die vergaderplek van die Jode. En omdat hulle die teks het, omdat hulle die teks al gehoor het, omdat hulle elke keer die teks hoor van die Ou Testament, gaan hy daarheen en trek die lyn van daar af na Jesus toe. En om hulle in die war te bring is om te bewys, Jesus is die Messias. Met ander woorde, die Messias het reeds gekom. En nou weet ek en jy, hierdie Messias wat in Bethlehem gebore is, maar in Nasaret groot geword het, wat nie uit die lyn kom van die priesters van daai tyd nie, hy kom uit die stam van Juda, maar wat sy lewe gee, wat sterf, wat 'n lydende Messias is die vervulling van die Ou Testament, maar is nie hulle verwagting gewees nie, en so in die war vat hy hulle na hulle prentjie wat hulle gehad het, na die nuwe prentjie van God, en waarin ware redding natuurlik vandaan kom.
Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. So die Here aan die werk. Elke keer, ons gaan dit sien so gereeld in sy lewe, dat die Here vir hom waarsku. Dat hy hoor hierdie is wat hulle besig om te doen. En natuurlik, die gewelddadigheid waarmee hy in Jerusalem opgetree het en verder wou optree teen die gelowiges in Damaskus, dit tref hom nou. Want sien, hy is heeltyd besig om die gelowiges oor te wen. Die Jode oor te wen na die familie van God toe, nee? Na die beweging van Jesus toe. Dag en nag was hulle by die stadpoorte op die uitkyk om hom dood te maak. 2 Korintiërs 11 vers 32 vul weer vir ons hier van die inhoud in wat sê dat die koning hom gevange wou neem. Koning Aretas wat hom wou vang. Dis wat Paulus daar ook beskryf. Maar dan hoor hy dit en kyk mooi wat doen die gelowiges, weer eens die liggaam van Christus wat sorg vir mekaar. Maar sy medegelowiges het hom eendag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Sien, soms is net wysheid ook nodig. Soms is insig nodig. Soms het jy nodig om verder te dink. En die gelowiges werk saam met die Gees deur ook hier vir Saulus redding te bring, fisiese redding te bring. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Sien, dit was vir hulle te verstaanbaar dat Jode tot geloof kom. Dit was verstaanbaar selfs dat heidene, soos wat hulle ook na neergekyk het, die Samaritane, tot geloof sou kom. Ek bedoel die storie van Filippus met die Ethiopiër wat tot geloof kom. Maar iemand wat 'n fanatiese vervolger was van die kerk, van die gelowiges, van die liggaam van Christus, dat hy tot geloof sou kom, en hulle was bang vir hom. Weerens Lukas se baie egte vertelling van wat daar gebeur het. Barnabas, onthou jy? Die man, die Leviet daar in Cyprus, die een wie sy naam bemoediger beteken, die een wat die eerste tree gegee het deur sy eiendom te verkoop en dit vir die gelowiges te bring. Hy tree nou na vore. Hy word 'n volgende groot karakter in die vertelling en Handelinge en ons sal hom later ook sien in 2 Timoteus 4, 'n groot rolspeler ook in die beweging van die kerk. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. So Barnabas gee groot tree in die geloof. En die woord ontferm is 'n verskriklike mooi woord. Gaan kyk 'n bietjie Psalm 103, hoe God so beskryf word as 'n vader wat hom oor sy kinders ontferm. Dis 'n intrek, dit is 'n verskriklike mooi versorgende tema. En Barnabas trek vir Saulus in. En kyk mooi, hoe neem Barnabas nou namens Saulus 'n plek in en verdedig hy en vertel hy namens Saulus die storie van Saulus se inkeer. En omdat Barnabas iemand was wat vertrou is in die kerk, was hy so 'n belangrike rolspeler hier nou in die beweging van God in daai wêreld, in die beweging van Christus, veral dan in die lewe van Saulus. En kyk mooi, hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het, dat die Here met hom gepraat het, en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. 3 werkwoorde, wat al 3 'n beskrywing van navolging van Jesus beteken. Hy het die Here gesien. Hy het na die Here geluister, en hy het in gehoorsaamheid oor die Here begin praat. Hy het gepreek. En Barnabas vertel van Saulus se gehoorsaamheid, nie waar nie? Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. So Barnabas se ontferming beteken dat Saulus nou ingesluit is. En julle dink net mooi wat sou dit beteken in die Jerusalem gemeenskap. Saulus wat bekend was, Saulus wat daar was, toe Stefanus gestenig is nou binne. Wat 'n mooier beskrywing is daar nie van die inklusiewe genade gemeenskap van God se mense nie. Waar mense vergewe word, ingeneem word, liefgehê word. Hulle het oor Stefanus gerou en tog is Saulus nou deel. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle wou hom probeer vermoor. Die Grieksprekende Jode wat ons weet wat daar was, van hulle was op reis van ander plekke af, van hulle het van ander lande afgekom en in Jerusalem tuis gekom, van hulle was daar gewees vir feeste, en hy het met hulle begin praat, en onthou, hy kom van Tarsus, so hy's baie goed met Grieks, hy's Grieks magtig, en hy kom met hulle redeneer, vanuit die Bybel, vanuit die Ou Testament,
Maar hulle wou hom probeer vermoor, net soos ons weet in Handelinge 8, daar aan die begin en die einde van Handelinge 7, Saulus self op 'n stadium wou doen. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. So na die beweging in Jerusalem. So hy is weg uit Damaskus vanweë vervolging. Hy is weg uit Jerusalem vanweë vervolging. Terug na die land van sy oorsprong, na die dorp van sy oorsprong. Na die stad, as jy wil, van sy oorsprong, Tarsus. En daar vir 'n tyd lank het hy met die woord, met die Bybel, met die gemeenskap tyd spandeer. In die hele Judea, Galilea en Samaria, onthou jy Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. So in daai hele omgewing het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. 'n Tyd van voorbereiding van wat sou kom. Rus en vrede. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Dit sou dus beteken dat hierdie huisgemeentes, wat oral om in Jerusalem ontstaan het en bestaan het, wat gereeld saamgekom het, geëet het, mekaar bemoedig het, wat gebid het, lofliedere gesing het, die gebede gebid het en natuurlik ook die skrif ondersoek het, dat hulle gevestig geraak het. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk. En dan weer hierdie woorde, die lede het hulle toegeneem. So daar's een groot figuur wat nou na vore tree, sy naam is Saulus. Ons sal hom leer ken as Paulus. En die ander groot figuur op daai stadium in die kerk in Jerusalem natuurlik, wat ons tot op hede leer ken het, is Petrus. En Lukas help ons om net so weer te kyk na die lewe van Petrus. En vir die volgende paar hoofstukke gaan ons Petrus in detail aan die werk sien. Petrus het baie rondgereis. Ons het sou dalk dink dat die gelowiges, die apostels in Jerusalem, wat die kerk wat vestig, het beteken dat die leierskap gebly het, maar ons sien veral in Petrus se lewe dat hy rondgereis het, so hy die gelowiges gaan versterk, in die huiskerke oral in die omgewing versterk. Later daar in Handelinge 15, sal Petrus verwys na homself as 'n apostel vir die heidene. Ons sal ook sien later dat Johannes verder sou reis. Hy kom uiteindelik in Efese aan, daar in Turkye. En daar word hy die leier van die kerk in Efese. En nie ver daarvandaan nie, is 'n stad wat later genoem sou word Konstantinopel. En dis so mooi, want dis amper die hoogbloei en die hoogtepunt van die groei van die kerk, tot in daai tyd vandag se Istanbul. So Petrus rondgereis en het op 'n keer ook by die gelowiges gekom wat in Lydda gewoon het. Lydda was so 40 km noord van Jerusalem. Daar het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom wat verlam en al 8 jaar lank bedlêend was. So vir 8 jaar al is hierdie man se voorreg om te kan beweeg van hom weggeneem. Wat met hom gebeur het, dit weet ons nie. Die belangrike is dat hy verlam was, dat die gemeenskap dit ook so gesien en erken het. En ons weet Petrus se ervaring daar in sy eie huis in Kapernaum is dat selfs die dak in sy huis is oop vir Jesus om sy werk te doen. Hy is so gasvry dat selfs die dak is beskikbaar en oop vir ander om in te kom. So hy weet wat Jesus met die verlamde man in sy huis daar in Kapernaum gedoen het. En hy weet wat het gebeur daar voor die tempel, daar in Handelinge 3, met daai man by Mooipoort, wat daar gesit het sy lewe lank. Hierdie keer is 'n man van 8 jaar, sy absolute tragedie in sy lewe, want hy sou as onrein ook beskou word deur hulle. Eneas, sê Petrus vir hom, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. En hy het dadelik opgestaan. Ons sien weer daarin in Handelinge 3 die naam van Jesus. Dis nie Petrus nie, dis nie Petrus se vaardighede nie. Nee, dit is Jesus se werk en Jesus maak gesond. Jesus hier aan die werk en deur die aanroep van sy naam is daar redding. En Eneas glo wat Petrus vir hom sê. Hy ontvang dit en hy word genees. En dan natuurlik die gevolg van hierdie wonder. Al die mense van Lydda en die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Maar weet ons Romeine 10 wat vir ons kom sê, dat jy sal nie tot geloof kan kom as iemand nie vertel nie. En vir iemand om te vertel moet hy gestuur word. So die beweging is dat jy moet die evangelie hoor. Maar nêrens kom sê Lukas dit hier nie. Maar beteken dit het nie gebeur nie. As ons hoor in die hele gebied het mense tot geloof gekom. Nee, natuurlik was die evangelie gedeel. En Petrus wat rondgereis het, sou dit daar gedeel het. En die mense het hier in Lydda, maar ook in die Saronvlakte tot geloof gekom. Die Saronvlakte is 45 kilometer wyd.
En dit strek al die pad van Joppe tot in Caesarea. En as jy daai wêreld kom, dis 'n mooi wêreld. En hier in hierdie vlakte, in hierdie beweging, tref die evangelie die gemeenskap. En Lukas gee vir ons nie die detail hiervan nie, maar die beweging van die Here. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks was haar naam Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Ons gaan in hoofstuk 10 iemand anders leer ken, Cornelius, wat ook goed gedoen het vir die gelowiges. Maar hier sien ons Tabitha het hierdie lewe geleef van weggee aan ander. Sy wou armes help. Sy het goed gedoen. So sy die lewe van barmhartigheid teenoor ander, het sy beliggaam deur haar lewe. Juis in die tyd toe Petrus en Lida was, het sy siek geword en gesterwe. So siekte tref gelowiges. Siekte tref mense wat goed doen en mense gaan dood. Goeie mense gaan dood. Dit gebeur. Maar in hierdie geval is Petrus daar en onthou mooi, as ek in jy Handelinge sien, dan sien ons hoe die werk van die Gees en Jesus die wêreld getref en verander het, genesing gebring het, word daai werk voortgesit deur die gelowiges. En wat het Jesus kom doen? Hy het verkondig en hy het genees. Hy het die verlamdes genees, maar hy het ook 'n man na die dood uit opgewek en sy naam was Lazarus, daar in Johannes 11. En vanweer Lazarus se opwekking sien ek en jy dat die kerk groei. Hulle kom tot inkeer, nee, die mense kom tot bekering, hulle kom tot geloof. Sy het siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in die bokamer neergelê. So daar is geglo volgens die Joodse wet dat 'n Jood wat buite Jerusalem sterf, vir 3 dae lank sou die liggaam buite die graf kon bly, maar dan moet die liggaam begrawe word. Dus sy is gesterf en sy het in die bokamer het hulle haar neergelê. Aangesien Lida naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek: kom tog gou na ons toe oor. Dit sou 'n halwe dag se stap gewees het na Petrus toe en 'n halwe dag vir Petrus om terug te stap na hulle toe. En jy gaan sien in hoofstuk 10 ook, Petrus is net soos Paulus 'n man wat stap. Stap met die evangelie, stap met die goeie nuus, stap in gehoorsaamheid aan die leiding van die Here, net soos Filippus gedoen het in Handelinge 8. Petrus het dadelik saam met hulle gegaan, dadelik, net soos Paulus dadelik na Damaskus toe was, en Filippus dadelik op pad was na die stilpad op pad na Gaza toe. Petrus dadelik saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het. Hierdie woord klere beskryf beide hulle, soos die Engels sou sê, their inner garments and their outer garments. Sy het alles gemaak wat hulle aangehad het. Die werk van haar hande was sigbaar aan hulle liggame, aan wat hulle gedra het. En hulle deel hierdie vrou se ruimhartigheid en haar liefde en haar omgee en haar vaardigheid, letterlik daar vir Petrus. Hulle kom wys wat 'n geskenk was haar lewe vir hulle. En hierdie huil herinner my so aan die gelowiges daar in Handelinge 8 wat gerou het oor Stefanus. Sien hierdie diep liefde van gelowiges, wat Jesus in Johannes 13 vers 34 van sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. En dan vers 35, as julle mekaar so lief hê, sal mense weet dat julle my volgelinge is, nee? Dat julle kinders van die Vader is, dis in wese wat dit dan ook sou beteken. So het hulle omgegee vir Tabitha. Hulle wys vir Petrus die klere en hulle huil voor hom. Nadat Petrus almal uitgestuur het, hy maak nou hier net soos Jesus. Hy stuur hulle uit. So dis net Petrus en sy daar. Het hy gekniel en gebid. Kniel in afhanklikheid, gebed in die naam van Jesus, want dit is nie hy hier nie. En toe het hy na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Jesus het gesê vir 'n dogtertjie, Talita, komi. Dogtertjie, staan op. En nou sê Petrus, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak, en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Van lê na regop, van dood na lewe, van blind na sien. Handelinge 19 beskryf ons die nuwe lewe in Christus, ook deur die getuienisse van hulle wat dit fisies in hulle lewe beleef het, van sit na staan, nuwe lewe. Hy het haar met die hand help opstaan en die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Net soos Lazarus
in Johannes 11. Maar sien jy dat Petrus aan haar gevat het? Nou as jy die wette daar in Levitikus gaan sien, daar staan, jy vat nie aan 'n lijk nie. Jy raak nie aan iemand wat dood is nie. Dit gaan jou onrein maak. En Petrus, die familie van Christus, bring hulle in. Petrus wat sy hande op die Samaritane gelê het, is Petrus nou wat vir Tabitha, wat dood was, nou self ophelp. Die evangelie tref ook die dooies en bring hulle ook tot lewe. Sien jy dit? Vir die mense in Jerusalem, vir die Samaritane, vir die Ethiopiër en nou vir die dooie Tabitha, nuwe lewe, wat nog van die fanatiese Paulus. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Baie impliseer nie almal nie. Dis die hartseer, maar dis die gegewe. Dit moenie die beweging van Jesus stuit nie. Dit moenie ons gehoorsaamheid stuit nie. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly, by sekere Simon, 'n leerlooier. Hier kom lei Lukas ons na die volgende hoofstuk toe, maar hier's twee baie interessante name. Simon, 'n bekende naam in daai tyd, en ek bedoel Petrus het self daai naam ook gedeel. Hierdie is 'n ander Simon, maar hy was 'n leerlooier, wat beteken, hy het met karkasse gewerk. En 'n Jood, wat naby 'n karkas sou kom, ek bedoel, dit was benede hom. Dis nie wat hy sou doen nie. Sien jy hoe vry is hy? Ons gaan in Handelinge 10 jy sien hoe vry die Here hom dan maak. En Petrus word al hoe meer buite sy gemaksone geneem. Hy word in Samaria ingeneem. Hy word in 'n bovertrek waar daar 'n dooie lijk is. Word hy ingeneem. Hy word na 'n leerlooier toe geneem. En kan jy glo? Hy gaan na 'n heiden se huis toe geneem word. En elke keer, wanneer Petrus 'n grens oorsteek, dan beleef hy Jesus op 'n nuwe manier. Dan groei hy en dan sien hy die werking van die Gees en dit transformeer nie net sy lewe nie, maar ook dit wat hy deel met ander, wat die beweging van die kerk geweldig sou verander. Daarvan sal ons later sien. Maar vir nou, wat het die Here vandag vir jou gegee? Waartoe stuur hy jou? Is daar 'n grens wat jy moet oorsteek? 'n Oproep wat jy moet maak? 'n Gesprek wat jy moet hê? Of dalk vandag 'n belydenis wat hy van jou vra? Kom ons wees gehoorsaam en doen wat hy vir ons sê. Here Jesus, ons leef in 'n wêreld waar daar ook vandag fanatiese vervolging van u liggaam is, en dis fanatiese vervolgers is wat teen u optree. Here, ons het vandag kon beleef dat u sê dat hulle wat die kerk vervolg die Here aan wie die kerk behoort. Dit is vir ons 'n troos, wanneer ons in ons eie lewe daaraan ook sou dink. U noem ons u oogappel. Maar Here, ek sien elke keer dat u nie die kerk bewaar van die ongemak nie, maar eerder in die ongemak instuur. Die ongemak van mense wat vervolgers was en nou volgelinge geword het, van mense wat dood is en tot lewe geroep word, van verlamdes wat uitgestoot is en deel word. En so groei die gemeenskap oor die grens hier in die geloofsgemeenskap, en u roep ons om gehoorsaam te wees daarin en ander in te nooi. Mag ons vandag hierdie oomblik gebruik, om weer oor te gee aan u, sodat ons ook die woorde sal gebruik, Here, van die profeet. Hier is ek, Here, stuur my. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Sien jou volgende keer.